Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n iemand, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Die boek hier nog, waarheid of leuns. Interessant, né? Interessant. Nou, Albright het nou sekere stellings gemaak. Dis een van die skrywers van die boek Henoch. Hy het nou 'n stelling gemaak. En hy beweer dat die boek Juda 1 vers 14 sê dat Henoch het lewendig in die hemel opgevaar. Nou ons kyk wat die Bybel sê. Ons het by Juda 1 vers 14. Interessant. En Henoch, die 7de van Adam af, 7de geslag van Adam af, eeue voor die sondevloed van Noag. Van Adam af, amper 2000 jaar gevat na Noag toe. Goed so, en Henoch, die 7de van Adam, die 7de geslag van Adam af, het ook teen hulle, die ongoddelik is, geprofeteer en gesê. Nou, daar is 'n nuwe ding, wat nou skielik die lig sien, wat sê dat Henoch was 'n profeet gewees. Henoch was geen profeet gewees nie. Daar was glad nie 'n profetiese bediening gewees voor, na die, of kom ek sê, na die sondevloed nie. By Abraham was daar nog nie eens 'n profetiese bediening gewees nie. Dis eers toe Israel, die volk ontstaan het, dat Jahwe profete gegee het, waardeur hy tot Jahwe natuurlik, God soos jy hom ken, of die Here, waardeur hy dan na die volk Israel gespreek het. Hy het nie direk, Jahwe ons Elohim, het nie direk met die Israeliete gepraat nie, hy het profete gebruik. So nou kom hulle sê, Henoch was 'n profeet, daar is nie 'n skrif wat sê hy was 'n profeet nie. Hy sê, en hy het ook teen hulle, die ongoddelikes, geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom, met sy heilige 10.000 talle. Kyk, die Here het gekom. Die woord Here het nie bestaan voor die 13de eeu van Jahshua af nie. So van Jahshua af terug na hier waar Henoch is, praat jy nog 3.500 jaar, die kant toe, na die linkerkant toe. Terug na die skepping van die aarde, terug na Adam en Eva, wat uit die tuin van Eden gekom het. Van daar af, die 7de geslag. En hy, die Here, kyk, die Here het gekom, die Here. Die Here kon nie gekom het nie, want die woord Here het nie bestaan nie. Hy het nie bestaan nie. Die woord Here kom uit die Grieks van die 2de eeu, tussen 100 en 127 na Jahshua, het die Rooms-Katholieke Kerk, wat Grieks was, het hulle die 4 evangelies vertaal, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, uit die Hebreëse geskrifte. So hulle het Grieks gebruik. Hulle het na Grieks toe verander. En in die 13de eeu, 13 eeuwe, of kom ons sê dan, terug, 11,5 eeuwe terug, want dit was in die 13de eeuw, dan word die naam Here geskep, uit Kyrios en Theos, wat Grieks is, wat Jahwe se naam vervang het in Grieks, wat dan Lord geword het in Engels, en God en Here in Afrikaans. So die woord Here kon nooit in Henoch se tyd bestaan het nie. Nou nog bo alles. Kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 talle. Die Here het gekom. Waar het hy gekom? Na wie toe het hy gekom? Wanneer Jahshua gaan kom, in Openbaring 19 vers 11, tydens die wegraping, dis die harpatsju, van die oorblysels van Israel, die 1/3 van Israel, by die begin van die slag van Armageddon, dan kom Jahshua, nie met engele nie, nie met heilige 10.000 talle nie, gekom met sy heilige 10.000 talle, wat hulle sê is engele, nee, daar is die bruid. Hulle is kom op wit perde, Openbaring 19 vers 11, maak 'n nota, vers 11 tot 16, kom Jahshua op die wit perd,
En saam met hom kom 10.000e van getalle, wel 'n ontelbare skare. Heilige 10.000 talle, dit is onberekenbaar. Maar dis nie engele nie. Dis die bruid wat by die einde van Openbaring 3:22 by die wederkoms, die harpazo, weggetrek was, weggeruk was, verander was uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam. 1 Korinte 15 vers 13 tot en met 27. Daar's waar ons getransformeer word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam wanneer Yeshua kom aan die einde van Openbaring 3 vers 22, aan die einde van die kerk van genade of die kerktydperk van genade. Die tydperk vir die 7de kerktydperk of gemeentetydperk, waar hy sê julle is koud of warm nie, maar julle is lou, julle het my mond uitspoeg. Dis nou waar ons lewe.